Kom ons raak net stil voor die Here. O Hemelse Vader, wat 'n voorreg om as die ligfamilie, die liggaam van God hier by mekaar te kan kom. Hier waar ons die jaar besig is om hom af te sluit, om klaar te maak met 2025. Dankie dat ons net kan sê, o Vader, dankie vir u goedheid en guns. Al het ons sulke slegte goed beleef, weet ons, alles gebeur en draai uit ten goeie. Here, maar kom praat nou met ons deur die woord. En laat dit so wees dat ons u beter kan leer ken. Dat ons kan weet, wie is die Messias? Wie is die Seun van God? Wie is die woord wat mens geword het? Here, plaas hierdie woord nou onuitwisselik in ons binneste en dat dit deel sal raak van ons lewenswyse. Dankie dat ons dit kan bid en smeek in Jesus Christus naam. Amen. Julle kan gerus en gemaklik wees. Dan net is 6:30. Geen snorkery of gapery nie. Ver van 11:00. Terwyl ons hier aan die einde van die jaar is en ek my bes probeer om by God te hoor, wat het hy vir die liggaam, die ligfamilie in gedagte? En was dit so duidelik dat hy voel en wil beleef dat elkeen wat 'n ambassadeur is, a representative of the kingdom of God, daar waar hy jou geplant het sy by Wilgerus, het sy by Rusoord, het sy by 'n skool, het sy by Boerebande of Riemland of wat ook al, dat jy hom daar verteenwoordig. Dat jy daar 'n ambassadeur is. Al werk jy vir iemand anders of al werk jy vir die bank, nogtans werk jy vir God. Maar as iets belangriks wat God vanaand vir elkeen van ons wil sê, en hy wil hê jy moet verstaan hoe om die koninkryk van God te verteenwoordig waar jy leef, bly, werk of slaap. En dit moet alles dieselfde wees. Jy sien die een oomblik skapie, makkie en so geruststellend as wat kom en die volgende oomblik is jy Hagar die verskriklike. Glad nie moet dit moet wees. Jy moet derentyd presies wees dit wat God wil hê jy moet wees. Ek wil begin by een ding en dit is die attitude. Elkeen van ons het 'n gesindheid en 'n integriteit. Wat God wil hê, dit moet sy koninkryk verteenwoordig en demonstreer. Hoe jy reageer en hoe jy mense behandel en hoe jy reageer en hoe jy jouself gedra moet wees binne God se wil. So as jy 'n verskil wil maak in enige plek, het sy jou werk, het sy waar jy bly, het sy waar jy sosiaal verkeer, het sy of jy in die kerk is of buite die kerk is of in 'n supermark. Dit is wat moet gebeur. Jy sien wat ek weet, jy kry so baie Christene, maar hulle is verkleermannetjies. En as hulle nie boogronds is nie, nou lyk hulle soos 'n seekat. Want is net 'n seekat wat waar land begin lyk soos die omgewing waar hy geland het.
As dit vol klippies is en dis pers en pinkkolletjies, die volgende oomblik lyk die seekart nie dieselfde. En dan sal hy net so nog 'n borrel los. Net dat hy inblend by die visse. Een ding is seker, hoe jy jou gedra, bepaal wat sy attitude ander mense omtrent jou kry. Ek wil net iets noem van integriteit. Jare terug, toe ek vir Sanlam werk, toe kry die streek 'n groot streeksbestuurder van Standerdbank om vir ons by Sanlam te kom toespreek. Maar die man kom en hy stap daar op die verhoog, ewe Hans. En die volgende oomblik vertel hy van die verhaal, hoe sukkel hy baie keer dat mense hom moet oplaai. En ons kan nie verstaan nie. Ons gewoontes wat nie hom genooi het, die verstaan glad nie. En hy sê die volgende, hy weet presies, as hy by sy kantoor uitkom, hoe moet hy afgaan by die huisbak, as hy by die kantoor se skuifglasdeure uitstap, wat hy hoor oop en toe maak, hoe ver tree moet hy gee, dan is op die sypaadjie. En die volgende oomblik dan wag hy, dat 'n taxi hom oplaai. Nou sal dit seker Bolt of Knor of wat ook al wees, ek weet nie, daar is verskillende ou sal dit doen. En hy staan en wag, en hy wag, en hy wag. En naderhand hoor hy, hier stop 'n kar, en hy ry weg, en hy trek weer terug, en hy hoor die deur gaan oop, en die ou klim uit, hy sê vir hom, het hy nie miskien 'n blinde mens gesien? En hy sê, nee, want ek is blind. Toe sê die ou, dan moet ek sekerlik vir jou oplaai, jy lyk nie soos 'n blinde mens nie. Toe sê ek probeer my bes, om nie soos 'n blinde te lyk nie. Ek dink julle kan klaar agterkom, hierdie ou baie slim wyshede kwytgeraak. Maar die volgende oomblik staan hy voor almal en hy sê, wat dink jy is die ideale manier om integriteit te verduidelik? En die bemarker is so slim en daai en is so slim en hierdie baas is so slim en daai en is so slim en hy trek los, hy sê julle almal is verkeerd. Integriteit is hoe jy is nadat jy alles verloor het en jy staan nakend tussen klomp ander mense. Dis integriteit. As jy niks het nie, en jy is poedelnakend, en hoe jy dan optree, dis integriteit. So ek wil nie, julle moet van môre af kaal rondloop nie. Dis glad nie wat ek sê. Die profeet Jesaja het dit gedoen vir, wat? 3 jaar, hè? 3 jaar. 3 winters en 3 somers, arme siel. Ek is net bly, dit was hy nie ek nie. Maar op die uiteinde, dit wat jy moet doen, moet so wees, dat dit uitstaan. Al is jy blind, is dit te sê, jy moet mense se aandag trek, dat jy lyk soos 'n blinde. Want dan is jou integriteit waar dit moet wees. Wees die sout van die aarde waar jy geplant is, en die lig, soos die ligfamilie, die lig op die berg moet wees. Ek wil jou die volgende gee, maar jy moet dit onthou. Let your excellence be your worship, and love be your testimony. Is dit nie pragtig? Let your excellence be your worship, and your love your testimony. Ek sal dit kan dit mooi teks met teks. Ek skryf hier dat jy kan lees. Maar dis wat jy moet nastreef om uitmuntend
te leef. Uitmuntend, excellence. Dis die een sarsie wat ek met jou wil bespreek vandag vir 'n nuwejaarsgedagte oor waar jy geplant is. Raai wat sy volgende een. Hou op klaar. Stop complaining. Kan ons nou maar gaan dra. Nou het ons alles gesê. Nee? Hou op klaar. Jy weet, negativiteit versprei verskriklik vinnig. Maar so ook dankbaar. So dit help nie, jy kla glad nie. Maar niemand kan agterkom, jy is dankbaar. Kla liewer glad nie en tree dankbaar op. Want ek en jy is veronderstel om te kan sê, dankie liewe Jesus. Dankie liewe Jesus. As jy nou binne 30 sekondes vir liewe Jesus moet dankie sê, wat sal jy sê? Weet julle wat sal ek sê? Dankie liewe Jesus, ek bly nie in die suide van Indië. Wat dink jy so my pa en my ma Hindoe gewees het? En ek moes glad nie beesvleis eet nie. Kan jy dit imagine? Ek sien dit, kyk skoon met die venster. Nou gaan die koei. Jy kan niks doen nie. Wat? Ons kan sê, dankie liewe Jesus, ons is in Suid-Afrika. En dat ons ouers vir ons iets geleer het omtrent God se koninkryk en dat ons kan beesvleis eet. Wat gebeur as jy dankbaarheid kies bo 'n gekerm en 'n gekla? Wat gaan gebeur? You are busy changing the atmosphere. Want daar's niks so sleg en morbied soos 'n negatiewe atmosfeer nie. Hy is so dik jy kan hom met 'n boomsaag sny voordat jy kan ingaan. Hier's 'n teksgedeelte sou jy belangstel. Filippense 2:14. Doen alles sonder om te praat en te kla. Dis short en sweet. Dis glad nie moeilik om te onthou. Doen alles sonder om te praat of om te kla. Ek dink dit is maklik om te kan onthou. Die derde ding wat ek glo God wil hê ons moet doen. Kies jou woorde reg. Hoe pastoor is net sê, nee, ek praat so vinnig. Ek weet. Ek weet, jy verbale diarree. Kies jou woorde reg. Want woorde is ongelukkig. Dood of lewe. Jy sien, dis so maklike probleem as jy praat, dat jy nie lewe spreek nie. En as jy 'n probleem, die oomblik as jy jou bek oopmaak, dan saai jy woorde en gedagtes en dit wat moet gebeur. Hou op om dood en twyfel te spreek. Ek sien hier's 'n paar wat slaag kry so. Hoor jy wat as jy sê? Of is jy doof? Hier op die laaste deel van 2025. Maar oop jou ore.
wat jy sê, openbaar wie jy aanbid. Eina, ek sê weer, wie aanbid jy? Kan jy dit hoor en sien? Jy sien dit demonstreer so vinnig. Kan ek nie sê, maar gaan dit nie sê. Of jy wat is. Daar's 'n opsie. Daar's 'n opsie. Wat jy sê en openbaar wie jy dien en aanbid. Laat jy klink in hierdie toekomstige jare wat voorlê. Soos asof jy iemand is wat tyd met Jesus Christus die woord van God spandeer. Laat ek jou nou. So onder die Bybel. Spreek en reageer en tree so op, sodat dit gesien kan word met wie spandeer jy tyd. Hier sit die manne in die Royal Hotel. So wat is hoorbaar, wat is opsigtelik tussen daai manne? Ek sal vertel wat die blaai. Jy sien, met wie jy tyd spandeer, gaan sigbaar wees daar buite, as jy jou mond oopmaak, of as jy iets moet sê of reageer. Ek wil 'n stukkie vir jou lees. Jy kan ook maar so te blaai, dit sê jy nou net vleis en gedagtes. Kolossense 4. Staan so duidelik. Kom ons begin sommer by 2. Volhard in gebed. Hierdie opskrif is pragtig. Hy staan, bid en tree met wysheid op. Hoe dit is pragtig, né? Hy sê volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tegelijkertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange sit. Hy is nie tjoekie. Hy het nie geld verluister nie. Hy net die woord verkondig. Hy sê, bid dat ek dit duidelik en sal verkondig, soos dit my opgelê is. Hier kom die belangrike opdrag. Tree met wysheid op. Teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Jy sien jou reaksie, jou manier hoe jy lewe, is wat hy lees. Ek het nie die tyd vir die Bybel nie. Wat lees hy? Hy lees jou. Hy sê, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Daar's ek die Bybel nie ding is. Want ek wil van elke geleentheid 'n tydjie maak om dit spesiaal te maak. Hy sê, vers 6, wat julle sê, moet altyd, wanneer? Altyd, vriendelik wees. Met ander woorde, jy moet regtig opreg vriendelik wees. En van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Kry ons slaaf vanaand of kry ons slaaf? Is dit nie duidelik wat ons hier gesê het, kies jou woorde reg?
Maak seker wat jy sê en hoe jy iemand antwoord. Ek is amper klaar. Trek halfpad. Die derde punt is bemoedig mekaar. Wees bemoedigend. Maar wat doen ons? Ja, jy weet, as jy so kyk hier om jou, het ons geen hoop nie. Hoe doen julle dit nie? Loof die koning. Ek meen, ek is op verkeerde plek. Ek het nog gedog, julle is ons. Maar, dis wat die mense sê. As jy so kyk na al die gebeure, is daar geen hoop vir die ekonomie van die land nie. Is dit bemoedigend? Wat sê liedjie by nou gesing? Let the poor say, I am rich. Of het jy toe gelieg? Ek vra my net, was dit opreg of was dit vals? Ek bedoel nie dood nie, ek het gesorg daarvoor, ek was van die dood. Maar ek wil weet dat jy vals woorde gesing. Wees en tree so op, dat iemand nie vandag opgee. As jy bemoedigend wil wees, moet jy wragtig nie dat iemand sê, waar is die tou en waar is die naaste balk nie. Ek dink is tyd om te swaai. Tree op bemoedigend op, dat daardie een lus kan wees vir vandag en môre en dit wat kom. Jy sien, God is El Roi, die God wat my sien. Wie wat hou jou dop? Hy hou jou so dop om te kyk wat deur jou regtig. Glo jy regtig in dit wat sy woord sê? Glo jy regtig in woordbeloftes? Of wat gebeur? Jy sien, hier is 'n wonderlike stukkie wat Dawid geskryf het, Psalm 139. Psalm 139 is eintlik vreemde Afrikaans wat gebruik is. Miskien gaan jy dit nie verstaan nie. Nee, en is. Hy wil nie met my praat nie. Hy is vies dat die jaar verby is. Hy is vies. Psalm 139. Die Engelse Bybel sê, God's perfect knowledge of man. Dis die opskrif voor vers 1. Die Afrikaanse Bybel sê, U omsluit my van alle kante. Hy klink soos 'n bewaarder. Hy omsluit my van alle kante. Die Engels sê, God's perfect knowledge about man. Wat die woord van God vir ons hier wil sê is, Afrikaans, vers 1, Here, U sien dwars deur my. Het jy dit al gebruik, dan kyk jy die boef so en dan sê, hey, ek kyk dwars deur jou. God kyk jou so. Hy sê, of ek sit en of ek opstaan, of U weet dit.
of U ken my gedagtes. Selfs wat jy bedink, weet hy. Nog voordat hulle by my mond uitgekom het. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U weet dit. Dis amper asof, ja, daar gaan hy nou. U hoor wat ek sê. Dis so goed as wat God jou ken. So goed ken hy jou. Vers 5, U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. Wat kan God saai in jou lewe oor wat jy sê? Of oor hoe bemoedigend jy optree? Of afbreekend? Of he's negative? Die vierde punt, leef met integriteit. Ek het nou net vir julle die verduideliking gegee van integriteit, nee. Ek wil vir die volgende sê. Excellence, wat ons nou oor gepraat het, is not only worship, but excellence is worship in action. Jy moet so aan klap het, man, dis mooi. Jy sê, is dit nie opbouend nie? Yeah! Excellence is worship in action. Kolossense 3 vers 23. Ek beloof julle ek is besig om daar te doen. Kolossense 3 vers 23. Luister hierna. Hier is iets wat God wil hê ons moet in ons koppe inkry. Dis hoekom dit so duidelik is daar. Hy sê dit dat ons moet weet, dis waaroor alles draai. Hy sê in vers 23, Kolossense 3, wat julle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die Here en nie vir mense nie. Ag nee, wat ek jaag my hierdie goedjies nou net so vinnig af. As ek skottelgoed was, is dit so. Maar as ek kos maak, doen ek dit ordentlik. Maar dan is al genoeg skottelgoed, dan kry ek die geleentheid om vir Karin te kan sê, jy kan regtig maar die skottelgoed was, asof jy dit vir die Here doen. Jy sien, jy moet met 'n plan werk as jy binne God se wil wees. Want sy sal alles mooi netjies droog en hulle ken nie die tapperpakkies, hy't so gleefie. Kirk droog sê ek vir julle. Myne is na die 3de dag droog. Maar doen alles asof jy dit vir die Here doen. Is dit nie pragtig nie? Is dit nie 'n goeie challenge vir die jaar van 2026? Wanneer ek nou op hierdie verdomde trekker klim, doen dit maar asof jy dit vir die Here doen. Ek moes net ietsie kry wat vir jou sin maak. 1 Korintiërs 10 en dan maak ons klaar. Ek dink, as jy hierdie paar goedjies, is net van, gaan gebruik, en dit as 'n uitdaging vir hierdie jaar, gaan daar 'n change wees, nie waar?
Die dae gaan tot vir jou lekkerder word. Want die staan baie duidelik. 1 Korintiërs 10:31 is nou vir my nie verkeerd nie. Of jy eet en of jy drink, I rest my case. Of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Daarom eet ordentlik. Moenie speletjies speel nie. Moenie te veel, maar moet ook nie te min eet. Want geen voertuig met te min brandstof kan regtig goed funksioneer. Moenie aanstoot gee nie. Nie aan die Jode of aan die Grieke of aan die gemeente van God nie. As jy voel ek doen iets wat vir jou aanstoot gee, sê my in plaas van om stil te bly. Maak soos ek probeer om almal in alles tegemoet te kom. Regtig, ek beloof julle. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Weet jy hoekom? Want agape liefde word gekenmerk aan een belangrike punt. Dit gaan nie oor jou eie belang nie. Dit gaan nie oor jou eie belang nie. Agape liefde gaan nie oor jou eie belang nie. Ja, pastoor, maar jy weet ek. Ja, ek weet, dis 'n loser. Kies reg. Kom ons maak 'n besluit vandag voor die Here. Dit gaan nie 'n belofte of 'n gelofte of 'n ding nie. Nee. Kom ons sê net vir hom op 'n opregte manier. Here, help my. Here, help my. Ek wil ook hierdie lewe geniet verder. So. Kom ons lei die oor. Dankie ons Vader dat ons vanaand uit U woord uit kan leer. Here, dat dit 'n life coaching is. Hoe ons as verteenwoordigers van die Koninkryk van God 'n verskil in hierdie wêreld kan maak. 'n Verskil kan maak dat dit selfs vir ons lekkerder is. Here, seën ons met hierdie goddelike wysheid en ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Ons gaan afsluit met die laaste lied. Ons ontvang die seën van die Here. Dankie Here Jesus Christus dat U nou afbuk oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met U shalom vrede en U agape liefde. En dankie Jesus dat ons U verteenwoordigers is in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n wonderlike 2026 hê. As jy agterbly en die binnebraai bywoon, jy is meer as welkom. Ons gaan lekker braai en kuier. Andersins, wees geseën.